Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek laat julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Hi, baie welkom by ons digitale diens weer hierdie week. Ons is bly dat julle ingeskakel het. Hierdie week is vir ons baie spesiaal. Ons begin met ons Pinksterreeks. Gerard Petersen is hierdie week, so as julle wel kerk toe kom, sal julle dit baie geniet. That being said, hierdie week se afkondigings is baie eenvoudig. Ons begin met Pinkster die 1ste. Onthou asseblief dis ons wintertye, so al die dienste begin 0:30 later. Ons aanddienste begin 7:00. Daar is ook kosverkope 6:00 elke aand. Daar is sop en brood beskikbaar. Van die aande gaan ook ander kos doen, so as jy dalk iets anders wil hê, skakel asseblief die projekte self. Ons gaan al die inligting vir julle daar deurgee. Ons het ook ons kinderpinkster. Hulle is baie excited. Hulle tema is Droomland, so bring asseblief die kinders saam. Hulle sal ook so 6:00 begin met hulle inskrywings. So ja, ons sien baie uit dat julle hierdie week Pinkster saam met ons vier. Geniet nou Gerard se boodskap. Dankie. Hallo, my naam is Gerard Petersen. Ek gaan julle hierdie Sondag sien wanneer ons die Pinksterreeks afskop vir 2025, Sondagoggend tot Donderdag aand. En ek's baie opgewonde om hierdie reeks saam met julle te doen en spesifiek met die tema Camino met die Heilige Gees. Nou baie van ons is natuurlik besig met die Caminos. Jy hoor oralste van vriende en familie en mense wat op pelgrimsroetes gaan reis. En duisende mense wat elke jaar gaan stap. En hulle stap Portugal toe en Spanje en Frankryk, Japan, Ierland, Egipte, Israel, Suid-Afrika, Cape Camino, waar jy ook al hoor jy van mense wat gaan stap. As jy soos ek is en jy leef so 'n bietjie aan fear of missing out of FOMO, dan vra mense ook, hoekom gaan stap al hierdie mense dan Caminos? Hoekom is daar soveel mense wat migreer? Hoekom is daar soveel mense wat refugees is in ons wêreld, vlugtelinge is in ons wêreld? Maar 'n Camino is 'n baie spesifieke ding. Dis nie om 'n toerist te wees nie. Mense stap die Camino om die grond onder hulle voete te hoor knars op vreemde terreine. Om ou bagasie met elke kilometer ligter te loop, waar seer harte heel kan word, vreemdelinge medereisigers kan word, geraas gesmoor kan word deur stilte, spoedverslawing gerem word deur lang gesprekke en eenvoud sonder haas. En God op 'n ander manier kan leer ken. Wat as ons hele lewe dalk 'n pelgrimsreis is? Ek onthou ook eenmaal in 'n ou hotel in Barcelona die enigste Engelse boekie wat ek in die hele Spanje kon raakloop, toe raak gesien het en uit die boekrak uitgetrek het met die titel The Pilgrim's Journey. Het was eintlik 2 boekies in een gewees, net soos 'n Netflix-serie Season 1 en Season 2, was die titel gewees The Pilgrim's Journey en die tweede boek The Journey Continues. In my haas om te sien waar hierdie pelgrimstog eindig, blaai ek toe na die laaste bladsy toe. En wat sal ek daar lees? The time has come for us to go. Most heartily, we ask for your prayers upon our journey and upon our companionship. En ek dink toe by myself, maar dit is presies wat 'n pelgrimsreis is. Dit is 'n reis saam met mense in gebed, waarvan God op 'n hartlike manier deel is van ons reis. Daar was toe geen finale bestemming in hierdie storie nie, want die reis is die bestemming. Ons is mos almal maar eintlik altyd voortdurend op pad iewers heen, of dit nou van die kombuis na die toilet toe is, of van die slaapkamer na die badkamer toe is, of van jou werk na die skool en terug na jou werk toe. Wat as daar in hierdie tye, in hierdie turbulentie waarin ons leef, hierdie storms, ook 'n soeke en 'n uitnodiging is van God aan elkeen van ons, dat ons hele lewe eintlik 'n Camino is saam met God. Dat ons elkeen se lewens eintlik op 'n manier 'n pelgrimsreis is. Jesus het homself genoem die weg. Die eerste Christene het hulle self mense van die weg genoem in die boek Handelinge. Jesus self het ook beloof dat hy 'n reisgids vir ons stuur wat saam met ons sal reis, 'n medereisiger. Daarom begin die mense van die weg in die boek Handelinge alreeds hulle geloofsreis met 'n pelgrimsgebed uit Psalm 16.
Jy sien, hierdie reisgids wat Jesus beloof het vir elkeen van ons, bring mense saam op reis. Soms na plekke toe wat jou asem sal wegslaan. Op versteekte plekke waar jy asem kan skep. By vreemdelinge wat jou vriendelik verwelkom. Jou grense verskuif. Soms is dit vreemde tale, kos, nuwe ervarings. Daar gaan woestyntye wees. Dors, diepwaters, verliese. En onverwagse gasvryheid by ongewone plekke. Warmte, liefde, sonskyn. Die reis is 'n pad. Die bestemming is die reis. 'n Goeie vraag wat elke pelgrim onsself afvra is, nadat jy hierdie reis afgelê het is, ken jy nou die pad na jou hart? Die pad deur die hart erken die geheim van wat in elkeen van ons opgesluit is. Dit gaan nie so seer oor die mens wat verken nie, maar eerder om geken te word deur iemand. Ons strewe om aan die een kant hierdie wonder van verrassende, vrye paaie van die Gees te kan beleef. Fluisterende winde wat kom en gaan na plekke en mense wat niemand gedink het al ken nie. Die wêreld is ons woning. Ons is nie net op pad hemel toe nie, maar ook terug aarde toe. Gelowig wees is mens wees, en mens wees is rou en eg en aards. Ons sal op soek wees na eenvoud, sodat wat God in ons geskep het, weer in ons kan blom. Ons loop 'n bietjie stadiger. God se tyd kom nie in spoedpakkies nie, en jaag nie gespanne na meer nie. Binne stadige etes, lang gesprekke en siesta kuiers, word tyd weer heilig en ewig. Die kort pad is die lang pad, en die lang pad is die kort pad. Kits kos, kits antwoorde en kits geloof is die laste van ons tyd. Hierdie week wil ek vir jou inlei in roetemerkers vir hierdie week se Camino saam met die Heilige Gees. Daar's plekke waar ons gaan aandoen, want jou lewe bestaan uit, ons plekke bestaan uit geestelike dorpe waardeur ons gaan, nuwe seisoene waardeur elkeen van ons gaan. En miskien gaan dit vir jou help om terug te kyk, miskien gaan dit vir jou help om te weet waar jy nou is. En een van hierdie eerste plekke waar ons is om te ontwaak en om te vertrek. Tweede plek is om op weg te wees oor grense heen, verhoudings te bou oor grense heen. Derde plek is die mentors en die momente wat ons bou en onthou op ons lewenspad. Dan is daar ook tye van woestyne, van weerstand, van stiltes. Daar's tye wat ons nog dieper vat, die storms en die oseane waar ons leer oorgee voordat ons opgee. En uiteindelik is daar die tuiskoms. Hierdie hele roete het ons verander, sodat ons plekke van veilige spasies kan skep. Ek nooi julle uit om saam met my in hierdie Pinksterreeks deur die boek Handelinge te wandel en te reis, en daarmee ook te resoneer met jou eie lewe, en te weet dat God is saam met ons op reis. Mag hy ons verras, mag hy vir ons nuwe plekke gee.